Dis amper tyd. Dis amper tyd. Jesaja 43 vers 18 en 19 in die ou vertaling kom en hy sê die volgende. Nou miskien moet ek net eers 'n inleiding gee as jy die hoofstuk van Jesaja lees en veral daai gedeelte waar uit hierdie 2 verse kom, dan vertel God vir hulle, hy begin deur te sê, laat hulle getuig, laat hulle vertel van my grootheid, sodat almal sal weet wie ek is en dat ek alleen God is. En dan gaan hy verder aan sê dat hulle sal weet dat ek is wat die volk deur die Rooi See laat loop het, wat 'n pad vir hulle voete gemaak het. En dan verander die hele storie heeltemal. Want hy kom in vers 18, nadat hy hulle nou kom herinner het aan alles wat hy gedoen het en gesê dat almal sal weet dat hy God is. Dan kom vers 18 van Jesaja 43 en hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Nou dis nadat hy hulle kom herinner het en gesê het, almal moet weet dat hy God is. Dan sê hy, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Dan kom vers 19 en dan sê hy, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Filippense 3 vers 13 en 14 in die ou vertaling kom en hy sê, broeders, is Paulus wat hier praat, hy sê, ek reken nie dat ek self dit begryp het nie. Met ander woorde, Paulus kom en hy sê, vir julle dat julle sal weet, ek sê nie ek weet alles nie. Ek sê nie ek verstaan presies wat moet gebeur nie. Hy sê vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou kom ons breek net gou daai vers 'n klein bietjie op. Hy begin deur te sê maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. En daai woordjie strek beteken letterlik soos wat die atlete by die Olimpiese spele as hulle 100 meter hardloop, alles sal gee, totaal uitgestrek om die oorwinning te behaal. 100%, Engels sê dit eintlik net so mooi, 100% committed, vol uitgestrek. Ek wil wen. Ek wil wen. Ek weet nie wie van julle kan onthou 'n hele paar jaar terug toe Usain Bolt hardloop. Toe hy so ver voor op die 100 meter, hy begin sommer afslek. Onthou jy dit? Nou dis nie die strek waarvan hy praat nie. Hy het so hard gewerk en toe besef hy nee wat alles is reg en hy begin sommer rondkyk. Dis in daai oomblik. Ek het 'n hele paar jaar terug gekyk toe een van die 7 spanne, ek kan nie eens onthou wie dit was nie. Hardloop die ou met die bal reg deur en toe hy onder die palle kom, toe slek hy so af en toe hy so rustig wil afdraai. Toe kom een van die ouens toe tackle hulle hom en hy verloor die bal. Nou dit help nie, het alles gedoen tot daar en dan gee jy op nie. Jy het so hard gewerk, jy is deur soveel dinge in jou lewe en net toe die nuwe moet begin, toe gee jy op. Nou ek weet ek het al baie praatjies gehoor wat mense praat oor, jy's op die eindstreep. En dan dink ek elke keer, nee ek dink nie jy verstaan nie, my eindstreep is langer as wat die wedloop lank is. Ek voel of my eindstreep nie net 'n lyn is nie. Dit voel of dit 'n blok is. As jy die Comrades hardloop, dink net as jy klaar die hele Comrades gehardloop het en hulle sê, okay, nou nog net 1 kilo, dis hoe breed die eindstreep is. Dis hoe dit soms voel vir ons. Maar hy kom en hy sê, ek strek my uit na wat voor is. Met ander woorde, ek gee alles. Hy sê en ek jaag na. Daai jaag beteken vasberade. Ek sal volhard tot dit gebeur. Ek gaan nie opgee nie. Maak nie saak hoe moeg ek is nie. Ek gaan nie stop nie. Ek jaag dit na, doelgerig met ywer. En dan sê hy, ek jaag na die doel. En daai doel wat Paulus van praat is, om Christus beter te leer ken. Daai doel is nie net sommer 'n doel wat hy vir homself gestel het nie. Die doel waarvan hy daar praat, as jy in die oorspronklike vertaling gaan kyk, dan gaan dit oor, daai hele doel gaan net oor Jesus Christus. Dis al. Dis al wat ek wil hê.
So eintlik sê Paulus, ek strek my uit, ek gee my alles en ek jaag na, ek gaan nie ophou tot ek by Jesus Christus uitgekom het. Tot ek meer soos hy lyk nie. Tot ek meer soos hy reageer, optree, liefhet. Wat ook al dit mag wees in sy karakter. Dis wat hy eintlik vir ons probeer sê. Ons staan aan die begin van die 3de kwartaal. Skool het in die week begin en ek kan die verligting op baie van die ma se gesigte sien. Skool het begin, dis 'n nuwe kwartaal. Dis nog steeds winter. Die oggende is nog steeds koud. Daar's 'n klomp van die ouens wat nog kliphard besig is om te stroop. Van hulle wat nog nie eers kon begin het nie. Jy's nog besig, ek wil amper sê met laasseisoen. En dan praat jy met 'n paar ander en hulle is al besig om die lande weer voor te berei vir die seisoen wat voorlê. En dis waar die verskil inkom by baie kinders van die Here. Ons sit vasgevang of dit 'n goeie seisoen was en of dit 'n slegte seisoen was. As Paulus kom en sê ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is, dan praat hy ook van die goeie dinge. Partykeer hou ons so vas aan die 1 of 2 goeie dinge wat in ons lewens gebeur het, dat dit ons weerhou van die nuwe wat God al reeds vir jou in gedagte het. Van die nuwe dinge wat voorlê. Partykeer is ons, ek wil amper sê, so bang om te laat gaan, want ons weet nie wat voorlê nie. En so weerhou jy jouself van die nuwe in jou lewe. So as jy vandag vir jouself moet vra, hoe lyk die nuwe seisoen vir jou? Dan weet niemand nie. Ek het al 2 of 3 boere hoor praat oor, nee, hulle praat van droogte, hulle praat van die en hulle praat van daai en sê ek vir die een, ek hoop jy dan al klaar begin bid. Want dit gaan nie help as jy sê hulle sê nie. Jy gaan moet bid. Niemand van ons weet wat hou die nuwe seisoen in. Niemand nie. Maar vir een of ander rede wil ons te veel vashou aan die ou seisoen, aan die ou dinge. Dit is soms so moeilik om te laat gaan. Maar terselfdertyd moet ons besef, glo jy werklik dat iets niets vir jou in stoor is? Ek het gister die oulikste paartjie weer getrou. Hulle bly in Nederland en oulikste 2 jong mense. Ek sê vir haar gisterand toe ek vir haar boodskap stuur, toe sê ek, weet jy wat, ek kon sien jou man, sê jou man het jou baie lief. Maar die hele tyd as hy af haar kyk, dan wil sy oë sommer, dan traan sy oë sommer weer. Die hele diens deur. As ek met hom praat oor hoe belangrik dit is om man te wees en om haar te beskerm en haar lief te hê, dan kry hy sommer so trane in sy oë. En dit was so mooi geweest om te kan sien hoe 2 mense mekaar so lief het. Toe ek vir hom sê om agter my die vrae te antwoord, toe antwoord sy sommer op. Sê ek, nee, wag, ons gaan nou by jou beurt kom. En daai opgewondenheid oor die nuwe wat voor hulle lê. Alles is nuut. Nie een van hulle gaan meer dink soos hulle gedink het nie. Nie een van die 2 gaan meer kan maak soos hy wil en doen wat hy wil en sê wat hy wil nie, want hulle is nie meer een nie. Hulle is 2. En hy wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Met ander woorde, jy kan nie meer maak soos jy wil en doen wat jy wil en sê wat jy wil nie, want jy is nou een met Christus. En partykeer as ons na nuwe dinge in ons lewens kyk, dan wil ons in 'n mate nog so bietjie vashou. Nou ek weet hulle grap altyd, dan sê hulle, weet daar's 'n regte en 'n verkeerde manier om dinge te doen. Ons moet net uitfigure wie's reg en wie's verkeerd. Nou ek praat nie van daai eenheid nie. Ek praat van eenheid wat jou hele denkwyse verander. Dat dit nie vir jou moeite moet wees om anders te dink nie. Van dit wat nuut gaan wees, gaan nuut wees. Dit gaan vreemd wees. Dit gaan soms moeilik wees. Maar die manier hoe jy die nuwe, in Engels sê hy embrace, is wat die verskil gaan maak. Ek sê toe nogal vir hom, dis nou baie interessant en dit het lanklaas in my lewe gebeur. Ek het die voorbeeld van die 3-poot potjie gebruik wat ek al by 'n paar troues gedoen het. 'n 3-poot pot staan op geloof, hoop en liefde. En hy kan nie sonder een van daai bene staan nie.
Liefde is dit wat ons hou. En God is daai hele pot en alles wat ons daarin gooi. Alles wat ons doen. Die manier hoe ons met mekaar praat, alles gaan binne in daai pot in. En God is daai hele pot. En nadat ons hierdie hele mooi voorbeeld het en hy kort ons trane afvee en alles, kom sy pa na my toe, die bruid sê nogal haar skoonouers het vir hulle as 'n huweliksgeskenk 'n hele stel 3-pootpotjies gegee. Toe dog ek, okay, dis nou die eerste keer in my lewe wat ek 'n troue doen en dan is dit nou so bevestig. Vra ek met jou 'n pot gemaak, toe sê hy nee, nog nooit nie. Toe sê ek, jy gaan hierdie troudagsboodskap nooit in jou lewe vergeet nie. Want jy gaan foute maak, jy gaan wonder wanneer dit, en hy kan nie vir pappa bel en sê kom help gou nie, want hy is in Nederland. En dit is presies hoe dit werk. Dis iets niets. Hoor wat ek sê, daar's iets niets wat God vir elke liewe een van ons instoor het. Die vraag is, wil jy dit hê of wil jy nie? Die vraag is, gaan jy laat gaan of gaan jy nie? Maar om die nuwe te kan kry, om die nuwe lande te kan plant, moet jy die oues eers afval. Daar's nie een ou wat kan sê nie, hierdie oes lyk nie so mooi nie, maar kom ons los hulle maar net so, dan plant ons maar net weer by. Jy kan nie, dit gaan 'n disaster wees. En dan gaan jy die verskaffer die skuld gee en die kunsmis ou en ek weet nie wie almal nie, maar dit gaan nie jou fout wees nie. Gaan nie jou skuld wees nie. Kan mos nie wees nie. Hoor mooi wat ek sê, jy kan presies plant, soos wat almal sê jy moet dit doen. As die grond nie voorbereid is nie, gaan dit jou niks help nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, soms haal ons Bybelverse aan in ons lewens. Soms bid ons. Maar die Bybel sê tog uitdruklik, as dit nie op goeie grond val nie, help dit niks. Die voëls gaan dit opvreet, die dorings gaan dit dooddruk. Jy kan die beste intensies hê, die beste motiewe hê. As dit nie op voorbereide grond val nie, moenie kwaad word nie. Jy mors net meer tyd. Die eerste ding wat ons moet doen, is party mense moet weer begin glo. Ek het eintlik iemand wat laasweek met my gepraat het en by die ondersteuningsgroep het ons daar gepraat. Hy sê hy vir my, Dion, glo jy nog jou seun gaan gesond word? Sê ek 100%. Sê nou kom ek leer gou vir jou iets wat ek iewers gehoor het. En hy sê nogal, ek wil nie vir jou preek nie, ek wil net vir jou sê. Sê ek nie 'n preek vir my, asseblief. Hy sê hy het 'n boodskap gehoor van iemand wat praat oor aktiewe geloof. En aktiewe geloof beteken, as ek bid dat dit moet gebeur, en ek stap nou by die huis in, dan glo ek asof ek daar gaan instap en hy gaan gesond wees. En as jy instap en hy is nie, en jy bid weer, dan glo jy môreoggend as jy opstaan, gaan dit so wees. En elke dag van jou lewe, tot dit so is dit aktiewe geloof. Nou dis 'n ander manier van bid, as net bid en dan, ag ek vertrou die Here, maar jy sien dit nooit nie, daar's nie 'n begeerte in jou hart nie. Sommige van ons moet weer begin glo soos 'n kind. Miskien het jy baie teleurstelling beleef die jaar om, miskien het jy gebid en nog nie antwoorde gekry nie, miskien het jy op 'n stadium gewonder, is God nog daar, hoor hy jou? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die winterseisoen is deel van God se seisoene wat hy ingestel het. Die Bybel sê so, daar sal somer, herfs, winter, lente wees. God het dit ingestel. En die vyand sal enigiets probeer om vir jou te kom oortuig dat hierdie seisoen jou laaste seisoen is. Dat jy dit nie sal maak nie. Dat jy nie deur hierdie gaan kom nie. Dat jy nie goed genoeg is nie. Dat jy nooit gaan bo uitkom nie. Hy sal enigiets probeer om jou te kom keer. Klaagliedere 3 vers 22-23 dink ek sê, die goedertierenheid van God sal nie ophou nie. Dit is nie elke môre. Dis nie elke môre. Aktiewe geloof sê, ek glo nog steeds. Hebreërs sê, geloof is dan die vaste vertroue van die dinge wat ons hoop, die dinge wat ons nie sien nie. Maar ek glo dit, party van ons moet regtig weer begin glo. Jy moet 'n besluit neem om te sê,
Ek glo. Maak nie saak wat nie, al lyk jy soos Noag, al glo niemand saam met jou nie. Maar jy glo. Party van ons moet weer begin droom. Party van ons sien nie meer dat daar iets vir jou môre is nie. Een van die grootste dinge wat ek baie keer 'n pad met mense stap wanneer hulle op pensioen gaan of wanneer hulle begin regtig nou ouer word, is dat hulle sê die lewe is nou verby. Sê ek nee, dis net nog 'n seisoen. Dis nie verby nie. Dis nog lank nie verby nie. Dis 'n seisoen, 'n nuwe seisoen wat jy nie 'n idee het wat aangaan nie. Net soos wat die jong mens van een graad na 'n ander graad toe gaan, net soos hierdie vir jou 'n nuwe seisoen, maar wat maak jy met daai seisoen? Jesaja 1 vers 18 en 19 kom en hy sê: Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wees soos wol. En hoor wat sê vers 19 nou. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Hy sê nie dit net vir almal tussen kom ons noem dit nou maar 1, as jy sê 0 jaar oud klink dit snaaks. Tussen 0 jaar oud en 60 nie. As jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. Maar die feit is, jy gaan 'n besluit moet neem om te sê, ek sal aanhou droom. Ek gaan nie ophou nie. Ek gaan nog steeds my visie instel. Ek gaan nog steeds glo dat die Here die beste vir my in store het. Ek gaan. Dis 'n besluit wat jy neem. Party van ons moet weer begin oorgaan en dien. Die winterseisoen het nogal 'n manier om ons gemaklik te maak. Hy het nogal 'n manier wanneer die winterseisoen in jou geestelike lewe kom, dan raak ons so 'n bietjie lui. Nee, in die winter dan wil jy graag 'n bietjie langer in die bed bly lê en jy wil graag dien. Wanneer die winterseisoen in jou geestelike lewe kom, gebeur presies dieselfde. Jy bid nie meer soos jy altyd gebid het nie. Jy lees nie meer met 'n verwagting Bybel nie. Jy lees eintlik net maar Bybel omdat jy moet. Maar jy lees nie meer met 'n verwagting om te sê ek glo dit wat daar staan nie. Ons leef in 'n tyd en ek het dit al baie keer in my lewe gesê en ek sal dit seker nog hoe verder dit aangaan meer sê. Ons leef in 'n tyd wat dit vir my verskriklik hartseer is. Hoe die woord van God net, ek weet nie of hy onduidelik word en of hy, ek weet nie, maar dat Christene, uitverkore Christene, die woord net kan verdraai soos hulle wil. Dat goed wat tog net so eenvoudig is, ek weet nie, ek het regtig nie, ons het Woensdag aand lank oor gepraat, ek het nie woorde daarvoor, ek verstaan dit nie, ek weet dit nie. Ek het geen antwoord daarop nie. Ek het groot geword in die AGS my lewe lank. En ek is dankbaar dat geen professor of dokter of niemand het ons, noem dit nou maar wette geskryf nie. Dis net Bybelverse. En met elke jaar, ons het nou in September weer 'n week lank die groot vergadering, en elke jaar dan sê hulle vir ons, slegs die woord van God. Dis al. Elke jaar, elke keer wat ek dit nog bygewoon het hulle gesê, slegs die woord van God. As iemand vir jou enige vrae vra, slegs die woord van God. Nie my opinie nie hoe ek dit sien nie, slegs die woord van God. En party van ons moet weer begin glo, begin droom en begin dien, slegs volgens die woord van God. Dis nie so eenvoudig nie. Baie eenvoudiger. Lees hom net reguit. En as hy moeilik is in die ou vertaling, lees hom in Engels. As Engels te moeilik is, lees die Nuwe Lewende Vertaling, lees die Boodskap vertaling, lees enige vertaling. Maar ons bevraagteken soms God en sy teenwoordigheid en sy liefde. Hier sê hy vir ons, as jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. Nie as jy gewillig is en 'n mooi opinie het nie.
Nee. Nie as jy gewillig is en onder 65 is nie. Nee. Nie as jy gewillig is en ouer as 70 is nie. Nee. As jy gewillig is en jy luister. As ouers sê ons altyd vir ons kinders, jy beter vir my luister, anders. En ek het al baie keer gesê, ek wonder of God nie al in my lewe, nou nie in julle lewe nie, maar in my lewe gevoel het. Dion, jy moet nou begin luister vir my. Jy moet nou begin luister. My genade is vir jou meer as genoeg, Dion, maar nou gaan jy bietjie moet begin groot word. Wanneer laas het jy vir jou kind gesê, dis tyd dat jy begin groot word, jy is nie meer 'n babietjie nie. Die Bybel sê, vanweë die tyd behoort meeste van julle al leraars, julle behoort al hoogte gegroei het. Maar julle drink nog melk. Hoekom? Want miskien moet ons begin glo wat die woord van God sê. Nie mense se opinies nie. Nie dat iemand vir jou sê, ja maar jy moet nou net verstaan. Nee. Ek moet net die woord verstaan. Dis wat ek moet verstaan. Miskien moet ons weer begin bid. Miskien moet ons weer oor alles begin bid. En nie net oor sekere dinge nie. Miskien moet ons weer begin stil word. Miskien moet ons weer begin goeie saad plant. Ek wil vandag vir jou dit prakties maak. En hierdie het my baie hard geslaan terwyl ek voorberei het. As ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou lande? As jy jou lewe met lande vanmôre moet vergelyk. Hoe lyk jou lande? Hoe lyk dit? Toe dink ek, maar toe dink ek, is my kinders nie deel van my lande nie. En nou sal baie sê, nee, maar dis nie die saad wat ek gesaai het. Nee, ek het hulle goed groot gemaak, hulle het stout groot geword, iets soos dit. Lande het 'n manier om snaaks te reageer. Ek het in hierdie jaar baie geleer. Ek het regtig in hierdie jaar met lande baie geleer. En die Here het 'n manier om met my op so 'n manier te praat en te kan sê, ek weet dat jy nie altyd voorberei is vir dit wat volgende gebeur nie. Weet dit. Maar ek wil hê jy moet weet, ek is met jou. Ons weet nie wat die volgende seisoen gaan inhou nie. Ons weet nie. Maar ek wil jou vanmôre kom verseker, God sal daar wees. As jy hom nooi, gaan hy daar wees. As jy saam met hom stap, sal hy daar wees. Hy sal nie jou alleen los nie. Maar ek weet nie hoe dit gaan lyk nie. Ek ook nie. Maar ek glo. Ek weet nie wat gaan môre gebeur nie, ek weet nie wat gaan volgende jaar die tyd gebeur nie. Elke dag van ons lewe plant ons plant woorde, besluite, gebede, liefde, vergifnis, ons plant tyd saam met ons kinders, ons plant tyd saam met God. Galasiërs 6 vers 7 sê, net dit wat die mens saai, dit sal hy maai. Net dit wat die mens saai. Ek wil afsluit, moenie wag vir die perfekte tyd nie. Moenie wag vir die perfekte tyd nie. Want die tyd gaan nooit perfek wees nie. Baie keer troupaartjies, man. Jy weet mos hoe werk dit, as jy uitgaan, dan vra hulle, wanneer word julle verloof? As jy verloof is, dan sê hulle, wanneer trou julle? En die aand van die troue, dan sê die paal, hoor jy, ons wil nou nie lank wag nie, hoor, ons wil oupa en ouma word. Maar ek wil vanmôre vir jou kom vra, want baie van daai jong mense antwoord, dan sê hulle, nee, ons wag tot die tyd reg is. Of ons wag dat ons genoeg geld het, of ons wag en ons wag. Moet nou nie julle hande opsteek nie, maar wie van julle het al vir jouself gesê, ek gaan die volgende doen, of ophou, of die of daar, einde van die maand, dan gaan ek dit doen. Einde van die maand. Nou moet jy jou hand opsteek, as ek nou weer vra. Wie het einde van die maand dit gedoen? Niemand nie.
Wie het gesê Januarie? Wie het al in sy lewe gesê van volgende jaar af? En dan wie het dit van volgende jaar af gedoen? So hoor ge wat sê die Bybel. Hoor hoe mooi sê die Bybel dit. Hy sê, nou moet ek hom soek. Hier sê Jesaja. Ons het gesê, as julle gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. Maar kan jy onthou wat die vers net voor dit gesê het? Vers 18 van Jesaja 1. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Moenie wag vir maandag nie. As 'n liedjie wat hulle sing, ek weet nie eens wie sing hom nie. If tomorrow never comes. Nie een van ons wat hier sit, nie een van ons het al gesê volgende maand en dan doen ons dit nie. Ons almal het al geval daarmee. Ons almal het al. En weer eens wil ek sê, wat sê ons vir ons kinders? Ek sal nou, pappa, jy sal dit nou doen. Vanmôre wil ek vir jou sê, die Here nooi jou en sê, kom nou. En ek wil jou vanmôre uitdaag. Is dit reg? Een ding in jou lewe. Maak nie saak wat dit is nie. Een ding. Besluit nou wat dit is. Maak nie saak wat nie. As jy nie seker is nie, vra vir die Here. Ons gaan nie wag vir môreoggend nie. Ons gaan nie wag vir Augustus nie. Ek het net gister vir iemand gesê, ek gaan Augustus en September iets doen. Gisterand toe begin ek voorberei en terwyl ek besig is om voor te berei, is dit asof die Here vir my sê, onthou jy wat gebeur as jy sê volgende maand? So ek het eers 'n pak gekry voor julle dit gehoor het. Ek het dit al gister gehoor. Asof die Here vir my sê, kom wil jy wag tot Augustus? Kom ons doen dit nou. Nou, hier waar jy nou sit, Dion, ek en jy. En dit was vir my special gewees. Weet jy hoekom? Onmiddellik dink ek wil nie Augustus eers my kinders vasdruk nie, ek wil dit nou doen. Ek wil nou opstaan en ek wil nou daar wees. Ek weet nie wie van julle het al gesien nie, my dogter het hier die mooiste gewoonte. Party mense sê sy het nie maniere nie, maar dis vir my mooi. So vergewe my as jy het voel. Sondag na kerk, dan hardloop sy in. Ek kan maar met enigiemand praat. Ek kan bid, ek kan enigiets doen. Dan hardloop sy in. Elke Sondag. Elke Sondag. En baie keer dan voel ek skuldig, want ek moet regtig ernstig met iemand praat, maar ek moet afpik en vir haar sê, Poppie, wag net gou. Dit is soms vir my moeilik. En dis 'n wintertyd. Jy voel dalk God het vir jou gesê, wag net gou, hy het jou nie weggestoot nie. Hy het jou nie minder lief nie. Hy het nie sy ore verdoof vir jou nie. Hy's met jou. Hy's by jou. Van ons moet weer begin glo. Weer begin bid. Weer begin Bybel lees. Weer die Here begin soek. Weer begin dien, op watter manier ook al. Mag jy in hierdie week jou eerste week se oorwinning behaal, omdat jy nou die besluit geneem het. Kom ons sluit die oë. Here, ek dink nie ons besef hoe fyn en skelm ons teestander die vyand regtig is nie. Selfs in goeie dinge wat ons na die beste van ons vermoë, met die beste motiewe vir onsself beloof. Die oomblik as ons 'n besluit neem om te sê ons gaan iets doen of nie doen of wat ook al nie. Dan is hy so skelm om te sê Augustus is 'n goeie tyd. In my hart het ek ervaar dat ek gedink het Augustus is 'n goeie tyd. Dis amper die einde van die winter. September is lente, dan is daar nuwe bloeisels en ek was besig om myself te oortuig hoekom Augustus en September die beste tyd is. Maar Here, ek wil luister. Ek kom bid in die naam van Jesus dat hy ons ore sal kom open.
En net soos wat U vir my gesê het, hoekom wil jy wag tot Augustus? Doen dit nou. Neem nou die besluit en klaar. Net so bid ek in die naam van Jesus dat elke een vanmôre die besluit sal neem sommer nou. Nie by die huis nie, nie vanaand nie, nie môreoggend nie, nie miskien as nie. Nou. Ek is klaar nou. Help ons Here om weer te glo soos 'n kind. Help ons om weer liefde te ontwikkel in ons hart vir Here. Help ons om weer werklik waar te kan dien soos wat U wil hê ons moet, soos wat die woord sê. Dien die Here met ywer. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Help ons om te bid met kragtige aksiegeloof, Here. Aksiegebed. Ek bid en ek glo dit en ek stap in geloof. Kom verander ons, Here, kom werk, kom bou ons op geestelik. En Here, dan wil ek vanmôre kom bid. Dat as Christen ons sal ophou om die woord van God te speel. Ek bid in die naam van Jesus. Die letter alleen is dood, is waar. Maar die Gees maak dit lewend. Vergewe ons, Here, verkeerde, wanneer ons U woord, dit wat U gespreek het, verdraai en misbruik. Vergewe ons, Here. Ek wil uitroep soos Jesus aan die kruis gesê het, Here, vergewe ons, want ons weet nie wat ons doen nie. Ons besef nie waarmee ons besig is nie. Help ons om ons nie te skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Help ons om sterk te staan, Here, sodat U verheerlik sal word in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën U.